Didn't know today would be your last. That I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. I'm just jealous of the angels around the throne tonight.
dankie Here dat ons ook op 'n dag soos vandag by mekaar kan wees in teenwoordigheid. Dat ons mag weet, Here, op grond van die beloftes van die woord, dat U saam met ons in hierdie gebou is vandag. Nie net by ons die Here, maar ook binne in ons met die Heilige Gees wat binne in ons woon. Baie dankie vir die voorreg, Here Jesus Christus, dat ons in U naam vandag 'n familie aan U mag opdra wat Here geweldige skok beleef het die laaste week, wat groot hartseer beleef. Dankie Here dat ons in gebed vir hulle aan U mag opdra, maar vra Here asseblief, deur die genade, deur die liefde, deur die beloftes, dat U sal troos bring. Dankie Here dat daar soveel mense is wat as U hande en U arms kan optree, wat net kan vashou, kan dra en kan troos. Asseblief Here, kom seën hierdie familie ook in hierdie erediens. Kom seën vir hulle ook as ons hier opstaan en hier uitstap en ook terug weer in hierdie wêreld gaan leef. Kom seën vir ons Here waar die realiteit as jy by die huis kom ook maar grondvat. Mag U asseblief vir hom ook kom optel, kom rig, ek dink ook aan nou Eben wat 'n ma verloor het, die ook vir hom kom onderneem, kom seën. Ons dink aan ouers, Here, dis 'n plek leeg is waar 'n dogter se stem stil is. 'n Suster. En as ons vandag by mekaar is, Here, asseblief, kom gee vir ons hierdie woord, kom breek hierdie woord vir ons oop, kom praat U met ons en vir elkeen van ons, asseblief. Kom bring net 'n stukkie troos en 'n stukkie hoop. Baie dankie, Here, dat ons dit vandag kan bid. Net in Jesus ons Here se naam alleen. Amen. Liefdes, ek groet julle ook in die naam van God die Vader, van God die Seun en van God die Heilige Gees. Amen. Die familie het vir ons 2 liedere gekies wat ons gaan sing deur die loop van die erediens. En ons gaan begin vanmôre met genade onbeskryflik groot. Ons gaan daar van die eerste, die tweede en die vierde strofe sing. Julle sal dit op hierdie laaitjie sien. Kom ons staan en kom ons roep die Here vanmôre aan.
gaan sê ek vandag 'n paar teksgedeeltes lees en elke teksgedeelte waar ons oor gesels, dink ek wil een waarheid met ons deel vandag. Weet liewe vriende, familie, Hansie, even was even hier agter ons. Die verlies van 'n geliefde is nooit maklik. Dit bly vir ons almal baie moeilik en dit bly altyd baie hartseer. Maar ek dink wanneer die dood so skielik kom, as mense dit nie verwag nie. Soos jy sê, Hansie, Susan was nog besig om wasgoed op te hang en die volgende oomblik die sak sy in mekaar en vandaar was die pad redelik vinnig. Dit maak dit dat 'n mens met 'n redelike skok leef. Dat 'n mens, soos die Sondag gesê het, dat 'n mens nie woorde het. En ek dink wat dan gebeur is 'n mens verstaan nie altyd die pad wat die Here met 'n mens loop. En soms dan worstel jy daarmee en dan begin jy vra maar, joh Here, hoekom het hierdie dinge nou gebeur? Hoekom, terwyl Susan so jonk was, en ek noem dit vir jou, want my pa self dood toe ek 17 jaar oud was, ek dink een van jy is ook nou 7. En ek het ook nog baie vrae gehad en geworstel, gesê, Here, maar hoekom het hierdie ding nou gebeur? En wat ek nou geleer het, ek dink na so 25 jaar in die bediening, weet jy, Hansie, is dat dis nie altyd baie maklik om vrae te gee, of antwoorde te gee op die vrae wat mense vra. En soms is daar dood eenvoudig net nie 'n maklike antwoord wat 'n mens kan gee vir mense wat soms moeilike vrae vra. En ek dink op 'n stadium dan kom jy agter dat die maklike antwoorde wat ons altyd gee, ook nie meer altyd werk. Ons probeer baie keer om mense te troos en dan gee ons antwoorde om te sê, weet jy, die Here het maar net vir hom die mooiste blom kom pluk. Of ons sê vir mekaar, weet jy, die Here gaan nie vir jou 'n las gee wat jy nie kan dra. Of ons gaan sê, weet jy, sy is daarom nou op 'n baie beter plek. En ek het so met die tyd langs agtergekom dat hierdie antwoorde werk dood eenvoudig net nie meer. Want soms beleef 'n mens dat daar 'n las op jou skouers lê wat voel asof dit net te swaar begin raak. Dis my moeilik om in 'n God te glo wat nie sy eie blomme kan maak nie en dan 'n blom in my lewe moet kom pluk vir sy eie genot. Dis my moeilik om aan 'n beter plek te dink vir 'n ma om te wees as by haar kind of by haar man. Soms dink ek moet ons eerlik wees. En moet ons sê, weet jy, ek weet. Ek het nie 'n antwoord. Ek het ook al beleef dat ek weet nie antwoord ook nie vir mense help wat soekend is nie, vir mense wat hartseer is, vir mense wat worstel, dit beteken dit nie veel nie. Want ons is mense wat antwoorde wil hê. Ons wil sekere dinge verstaan. Ons wil verstaan hoekom sekere dinge gebeur. Ons wil redes hê hoekom sekere dinge op sekere maniere uitloop. Ons wil antwoorde hê, en dan is daar van ons wat 'n troosrol probeer speel, wat antwoorde wil gee. Ons wil verstaan. Mense soms moet ons net eerlik wees en sê, Hansie, ek weet nie. Ek weet ons lewe in 'n gebroke wêreld waar daar baie slegte dinge gebeur met goeie mense, en ek weet nie hoekom. En ek het baie lank hiermee geworstel, en toe het ek eendag Prediker 8 vers 17 raak gelees. Prediker 8 vers 17 sê, nou het ek God verstaan. 'n Mens kan dit wat God doen van begin tot einde nie verklaar nie. Al sê die wyse dat hy weet nie. 'n Mens kan die werk van God van begin tot einde nie verklaar nie. Ek het baie oor hierdie teksvers gedink. En dit klink vir my dat Prediker sê die een ding wat ek en jy moet weet. As ek en jy daar is om iemand te troos, te ondersteun, wanneer hulle deur groot hartseer gaan, ek en jy is nie geroep om God te verklaar nie. Ek en jy is nie geroep om die lewe te verklaar nie. Ons is nie geroep om vir mense te sê, maar weet jy, dis hoekom hierdie ding gebeur. Prediker sê, jy hoef nie. Hy sê jy hoef nie soos 'n motorwerktuigkundige 'n motor se engine verstaan om aan hom te werk, God te verstaan om in hom te glo nie.
Jy hoef nie by 'n siekbed of 'n sterfbed of vandag by 'n roudiens vir mense te sê, maar weet jy, ek weet hoekom hierdie ding gebeur het. Want jy weet nie. Jy hoef nie te verstaan om in God te glo nie. En as iemand vir jou sê, jong, jy gaan later verstaan of dis hoekom hierdie ding gebeur het, dan praat hy nonsens. Want ek weet nie en jy weet. Weet jy, moet ook nie vir mense sê, jy sal later verstaan hoekom dit gebeur het. Prediker sê, jy hoef nie jou lewe en die mense rondom jou se lewe te verklaar. Ek het 'n baie goeie vriend wat op 'n stadium deur 'n regtig baie moeilike tyd in sy lewe gegaan het. En weet jy, Hans, hy het vir my gesê, "Ja, weet jy, ek weet nie hoekom hierdie ding gebeur het. Ek verstaan nie wat nou in my lewe gebeur nie, maar ek hoef nie te verstaan om nog steeds in God te kan glo nie. Ek verstaan nie waarmee die Here op hierdie stadium met my op pad is nie. Maar ek hoef nie te verstaan om te glo nie. Ek hoef nie te verstaan om nog steeds net aan die Here vas te hou nie." Ek weet nie of julle al so iets beleef het. Ek het dit al beleef. Waar mense aan God glo ten spyte van. Ek beleef dit in mense wat weer mense pad stap. Ek beleef dit in vriende, ek beleef dit in mense wat Sondag voor my sit. Mense soos julle. Ons is almal gewone mense, ons. Jy weet jy, mense wat almal, ek self, soms maar wonder en twyfel. En soms sukkel en soms maar net nie verstaan nie. Maar wat nog steeds kan sê, Here, al maak dit nie vir my sin nie. Al verstaan ek nie wat hier aangaan nie. Ek glo nog steeds. En ek kan hierdie wonder in mense beleef as gevolg van 'n tweede waarheid wat ek in die woord van die Here raak lees. En ek kry dit in Romeine 8 waar Paulus 'n ongelooflike mooi ding skryf. Paulus sê, ja, daar gebeur dinge in die lewe wat 'n mens nie verstaan. Maar dan sê Paulus, jy kan nie jou omstandighede gebruik om die afstand van God van jou af te meet nie. Meeste Christene, as jy hulle vra hoe gaan dit, dan sê hulle vir jou, jong, ja, Here is goed vir my, dit gaan baie goed. En wanneer dit moeilik gaan en jy sê, hoe gaan dit, dan sê hulle, nee, dit gaan bitter sleg, die Here het heeltemal van my vergeet. Want hulle gebruik dit wat gebeur, hulle omstandighede, as 'n liniaal om die afstand van God in hulle lewens te bepaal. Hoor wat sê Paulus hiervan, hy sê, maar aan al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, of engele, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is. Wat sê Paulus? Paulus sê, God het jou lief. Maak nie saak wat in jou lewe gebeur. God het jou lief en daar is niks, nie die grootste misdaad, nie die siekte, of selfs die dood wat jou kan skei van die liefde wat die Here vir jou het nie. Paulus sê, jy sal nooit so ver verdwaal in die donker dat die Here nie sy soeklig aansit nie. Jy sal nooit so hartseer wees dat die Here nie na jou toe wil kom, Hans, en jy wil optel en jou wil kom troos nie. Jy sal nooit so moedeloos en so depressief wees dat die Here nie by jou wil kom sit en jou wil kom optel nie. Hy's altyd by jou. Hy's altyd naby aan sy kinders, selfs wanneer dit nie so voel nie. Dis hoekom julle elkeen hierdie huldeblyke, eintlik getuienisse kon skryf, wat julle in hierdie blaadjie geskryf het. Ek gaan nou nog ene lees wat ek gister ontvang het, wat iemand gevra het, ek moet lees. En as jy so 'n getuienis, so 'n huldeblyk oor iemand kan skryf, dan getuig dit van die teenwoordigheid van die Here in so 'n mens se lewe. En dis die tweede waarheid wat die Here vandag vir ons wil deel uit sy woord uit. Die Here was elke oomblik van Susan se lewe by haar teenwoordig. In goeie tye, maar ook in moeilike tye.
Ook in tye wat dit dalk nie vir haar so gevoel het. As jy 'n kind van die Here is, dan is jy nooit maar nooit sonder die teenwoordigheid van die Here nie. En daarom was sy nie vir 'n oomblik alleen nie. Nie toe sy wasgoed opgehang het en in mekaar gesak het nie. Nie toe sy in die hospitaal verskriklik siek was nie. Weet julle, en ook nie toe sy gesterf het. Want ons God is Immanuel. God by jou, altyd in alle omstandighede, al voel dit nie vir jou so nie. Want die Here sê dit is so. Want geloof is nie emosie nie, mense. Geloof is sekerheid. Dis om vas te hou aan die beloftes van die Here, om te sê, maar ek is by jou, selfs die dood kan jou nie van my af kom skei nie. Hansie, dis hoekom jy jou Hildeblyk moet skryf, want ek gaan net Hansie se lees, ek gaan nie almal se lees wat op die blaadjie verskyn nie. Wat my getref het is die eerste gedeelte wat jy geskryf het, Hansie, is om te sê ek skryf uit die hart uit en ek ook uit haar aksies uit. Dan oor dit wat jy beleef het van Susan. Ek weet nie eens waar om te begin nie, want met Susan is daar nie 'n begin en 'n einde van haar menswees. Sy was nederig en almal altyd bo haar gestel. Haar glimlag en manier hoe sy mense hanteer het, was altyd so mooi. So baie glimlag op mense se gesigte gesit, met haar vriendelikheid en liefde vir alle mense, ongeag dit is. Sy sal help waar sy kan en kans gesien het vir als in die lewe. Al was dit hoe moeilik. Sy was fyn en skraal, maar sterk, want sy was lief vir God. En niks was te groot vir haar om aan te pak nie. Haar hartjie was sag en vol liefde, en sy wil almal gelukkig maak en sien. Niemand moet sukkel of hartseer wees nie, want sy was inderdaad 'n engel op aarde en haar doel is voltooi. Haar Vader het haar saamgeroep en sy het gegaan, die tydelike vir die ewige. Ons God het haar engelvlerke gebring en sy is nou by Vader waar sy haar doel moet voltooi. Dis nie net 'n Hildeblyk. Dis 'n getuienis. En dis 'n getuienis wat spreek van 'n lewe wat geleef is en waarin jy die vrug van die Gees kon beleef. En dit kan jy net doen in die teenwoordigheid van die Here. Dit bring my by die derde waarheid wat ek vandag met jou wil deel uit die woord uit. Die eerste waarheid wat ons leer is, jy hoef nie alles en God en die lewe te verklaar nie, want daar is Prediker 8 vers 17. In die Bybel wat sê, jy verstaan die lewe, as jy weet, jy hoef nie alles te verstaan. Die tweede waarheid is, jy verstaan die lewe, as jy weet dat God jou liefhet en by jou is, dit maak nie saak wat gebeur nie. En dan kom die derde waarheid. Nou kan jy ontspan en by die Here kom bly. Ek gaan 'n baie kort gedeelte met jou deel in Psalm 139, waar Dawid skryf, hy sê, ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here, Israel, nou en vir altyd. Dawid gebruik 'n baie mooi beeld. Hy sê soos 'n kindjie vrede kry op sy moeder se skoot, so het ek vrede gekry by God. Maar Dawid kyk na die lewe en hy sê, daar's baie dinge in die lewe wat gebeur, wat jy nie verstaan nie. Daar's dinge wat seermaak, daar's dinge wat net te ingewikkeld is om te verstaan. En dan sê Dawid, maar ek het al geleer, wanneer dit voel asof die lewe vir my te veel raak, dan kan ek na God toe gaan. En ek kan op God se skoot klim, en dan gebruik hy 'n vroulike beeld van God, en hy sê, dan kry ek troos en vrede, soos 'n kind op sy moeder se skoot. Jy al gesien wat doen 'n kleintjie as hy seer kry? Hy hardloop na mamma toe. En wat doen mamma? Sy tel hy kind op. En sy hou van hom vas, sit hom op haar skoot en sy troos. Ons is dieselfde by Here. En is regtig iets my gebeur vandag dat julle as familie ook hierdie vrede kan vind op God se skoot.
Wat vir my ook mooi is van die beeld van 'n moeder, is soms as 'n ou moeg en jy lê daar op die grond en jy sien jou skuld om op te staan nie. En dan sal hulle jou optel en jou koester. En jy word rustig en jy kry vrede. Mag die Here julle regtig op sy skoot kom tel vandag. Mag julle beleef, God is daar. God het lief. Hy het jou op die naam geroep. Jy is sy. Hy sal vir jou nooit deur sy hande laat vaar nie. Mag jy rus kry, soos 'n kindjie op die skoot van sy moeder. Dit het my nogal laat dink. Ons het baie op die gebedskepping gebid vir Susan. En toe het ek al gedink aan daai een van die verhale van The Chronicles of Narnia. Daar's 'n seentjie, sy naam is Diggory, en hy gaan na Aslan die leeu toe. Nou C.S. Lewis het hierdie Chronicles of Narnia het hy geskryf as 'n typering van Christus. En Aslan die leeu beeld Christus uit. En dan staan hy daar voor die leeu en sy ma is siek en nou Diggory moet towerappels kry om sy ma weer gesond te maak. En dan pleit hy daar voor die leeu Aslan en hy kyk net vir die grond en hy trane loop uit sy oë uit. Maar Aslan antwoord. En as hy nou klaar gepleit het en die leeu antwoord nie, dan kyk hy op en dan sien hy die Aslan die leeu se oë is ook vol trane. Hy het nooit towerappels gekry. En sy ma het gesterf, maar hy het gesien die leeu huil. Ons het in die afgelope week of wat, het ons redelik gebid, en ons het gevra, Here asseblief, ons het hierdie towerappels nodig, dat Susan gesond kan word. Ons het dit nie gekry nie. Maar ons kan ook vandag opkyk, en dan kyk ons in die oë van die leeu van Juda, en dan sien ons die leeu huil saam. Hierdie leeu van Juda wat vir ons die waarborg kom gee en wat sê, maar ek is met julle tot en met die volëinding van die wêreld. As ons vandag hier sit, dan sê die Here, weet jy, daar's baie wat ons nie verstaan. Daar's baie dinge in die lewe wat nie sin maak. Maar die Here nooi vir ons uit om na hom te kom en op sy skoot te klim en om rus te vind. En 'n deel van hierdie rus en hierdie troos kom omdat ons weet dat Susan ook rus en vrede gekry het op die skoot van God. Dat sy vandag kan wees in die liefdevolle arms van Jesus. Soos jy geskryf het, dan sien ons God het haar engelvlerke gebring. En sy is nou by Vader waar sy haar toe moet voltooi. Mense, daar's baie dinge wat ons nie weet nie. Maar weet julle, daar's ook baie dinge wat ons weet op grond van die beloftes van die woord van die Here. Ek en jy kan vandag hier sit en ons kan weet in geloof dat ons God lewe. Ons kan hier sit en ons kan weet, ons God het ons ongelooflik lief. Johannes 3 vers 16 sê, die Here het sy eniggebore seun gegee, sodat die wat in hom glo, ek en jy en Susan, die ewige lewe sal kan hê. En as ons vandag hier saam is, dan weet ons met 'n sekerheid, ons gaan ook eendag vir ewig kan leef, saam met die Here, daar waar Susan nou al reeds leef. Bybel noem dit geloof. Johan sê ons glo nie vandag vir ewig. Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hulle ook gesterf. En daarom gaan ons nie vandag vir ewig nie. Ek sê altyd vir die mense, jy weet, Jesus het gekom nie om die dood draagliker te maak. Jesus het gekom om die dood te oorwin en om dit tuis met ons te maak. Julle is vandag as familie en as vriende by mekaar. Weet jy, ons sê nie vandag totsiens vir ewig. Ons sê totsiens, my geliefde vrou, my ma, my kind, my suster, my vriendin, tot ons weer ontmoet. My gebed is regtig dat julle die teenwoordigheid van die Here kan beleef vandag. My gebed is dat die Here vir julle op sy skoot sal tel en sal kom troos en dat die Here elke pad met julle mag staan. Mag die Here vir julle elkeen kom sien en die vrede van God wat alle verstand te boven. Kom ons
Mooi verwonderlik stil vir die Here. Here ons Here, ja die lewe is soms so moeilik, Vader, en daar gebeur baie keer dinge wat so seer maak en wat maak voel dat ons hele lewens uitmekaar geruk is en stikkend is. Dat 'n mens ook wonder waar daar vir ons troos hulp vandaan sal kom, soos die skrywer op Psalm 121 vra. En dankie Here dat ons vandag kan hoor, ons troos, ons hulp kom van U af. Al verstaan ons nie, want U Here het vir ons ongelooflik lief. U het vir ons so lief, Here, dat U vir ons U seun gegee het. Dat U die ewigheid vir ons kon oopbreek het en dat ons kan uitsien om eendag saam met U en saam met geliefdes die ewigheid in die hemel te mag beleef. Dankie Here dat ons hierdie familie in die besonder nie mag opdra vandag en mag vra Here asseblief, kom tel vir hulle op. Kom hou hulle op die skoot, kom druk hulle vas in die bors. U wat hartseer verstaan. U wat weet hoe dit voel, Here, om 'n kind in die dood af te staan. Asseblief Here, kom hou vas en kom troos. Baie dankie Here vir die voorreg om soveel mooi getuienisse te kan lees wat getuig van die teenwoordigheid in Susan se lewe. Dankie Here vir die teenwoordigheid. Dankie vir die liefde. Ons eer U, ons dankie en ons loof U. In die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Liefdes, ek het 'n brief ontvang wat gevra is dat ek dit moet lees. Dit kom van Lana af, Hansie, Lana en Pine, Tina. Dis Psalm 121 vers 1 en 2. Ek slaan my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. My go-to psalm as die lewe 'n bietjie druk en vandag druk hy bietjie meer. Hier waar ek onder die doringboom sit, kom so baie herinneringe by my op. Ja, die engste doringboom wat ek en jy besluit het, ons gaan onder sit as jy eendag vir ons kom kuier. Eendag. Daar is nie genoeg woorde om jou te beskryf nie, ek gaan nie eers probeer nie. Ek onthou na die dag wat ek jou gaan groet het ons in die woonstel gestaan. Ek weet tot vandag toe nie wie se trane die meeste was nie, myne of joune. Ek was nog steeds nie hier in die sand aan nie en ek mis Mpumalanga se artikels. As dit reën, ryk dit ook anders. Jy was die een wat my moed ingepraat het, wat gesê het ek sal dit gewoond raak. Ek kla nie, ek is dankbaar. 'n Vinnige oproep of 'n video call was nooit vinnig nie. Dan het ons behoorlik opgevang. Ons het saam gelag, saam gehuil en saam probleme opgelos. 2 koppe is mos beter as 1. Dankie vir 15 jaar se vriendskap, liefde en omgee. Oom Koos en tannie Meisie, baie dankie dat oom en tannie Susan vir ons geleen het, dat ons deel kon wees van haar lewe. Dan is die een ding wat ek met my hele hart weet, Susan was baie lief vir jou. En dit het nooit saak gemaak wat die lewe voor julle gegooi het nie. Sy sou dit saam met jou aanpak en die sak sout saam opgeëet het. Ewen Bokkerop, jou mamma se trots, niks was ooit te veel moeite vir haar nie. Haar wêreld het om jou gedraai sonder enige twyfel. As ek na jou verlang, sal ek hier onder die doringboom kom sit en miskien hoor ek jou stem in die geritsel van die blare. Jy sal altyd my maatjie bly. Rus sag by Jesus totdat ons mekaar weer sien. Kalahari liefde van Lana. Ek wil graag vir Jimmy Bruce vra om net namens die familie die bedankings te doen asseblief. Onder hartseer omstandighede wil ek graag die volgende bedankings doen. Hansie, Ewen, Marlies en Susan se ouers en susters,
vrienden, familie, collega's. Also, I would like to extend our deepest thanks for the colleagues and representatives for Hansi's company. Thank you so much. We really appreciate your presence today and your support. Vrienden, familie, collega's, baie dankie vir julle teenwoordigheid en liefde aan Hansie, Ewen, sisters en Susan se ouers. 'n finale eerbetoon om 'n finale eerbetoon by te woon. Boodskappe van liefde, wense en simpatie gee kalmte en breek die gevoel van alleen wees. Ek vertrou dat u ondersteuning nie vandag gaan eindig nie. Martins begrafnisdienste namens Hansie, soos altyd uitstaande. Baie dankie, ons waardeer dit. NG Belfast, dominee. Baie dankie vir die fasiliteite in die kerk ter siel en die spesiale boodskap wat u aan Hansie gee en die familie. Ons waardeer dit opreg. Dankie Hansie en almal wat behulpsaam was met vandag se verversings. Ons is bewus dat daar familie en vriende van ver af is. Hopelik is daar ietsie wat die magie kan volg. Laaste boodskap van die familie aan Hansie. Nog 'n engel hierdie ewige lewe betree. Ons kan nie die trane wat val verhoed nie. Harte het tyd nodig om te rou wanneer 'n geliefde huis toe gaan om God te ontmoet. Ons kan troos vind in die wete dat wanneer ons weer kom, geliefdes daar sal wees om ons te verwelkom. Ons gebede is met jou, Hansie. Baie dankie. Dankie ook vir jou, Jimmy, bedankings. Ons gaan staan en dan gaan ons afsluit met die 464 beheer my God die eerste en die vierde strofe. Ek wil vra dat jy dan net sal bly staan vir die uitspreek van die seën en dan kan jy weer die plekke inneem. Ek gaan dan die name van die draers uitlees, Hansie. As ek jou naam lees, moet ek vra dat jy asseblief net die voorsal kom staan en dan gaan ons dan nog 'n lied luister terwyl jy na buite beweeg. En julle kan dan net weer opstaan asseblief. Ons gaan mekaar daar buite ontmoet waar die laaste eerbetoning dan ook gaan plaasvind. Kom ons sluit dan saam af met 464 strofe 1 en 4 o Heer my God. Thank
seën van die Here en mag jy regtig beleef dat die Here vir jou op sy skoot tel en ook om troos bring. Mag die genade en die vrede van God ons Vader, die liefde van die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees ook nou met julle elkeen wees en bly. Amen. Jy kan maar weer sit. Ek gaan die name van die draers lees, ek vra dat asseblief die voor sal kom staan, en wanneer ons na buite beweeg, wil ek vra dat almal net sal opstaan asseblief, en ons moet ons mekaar netjie buite. Dit is Hansie, Eben, Annelies, Marlouise, Daddy en Stefan.